Welkom terug na Kyk, het ons 'n bederf vir jou want Jan Blom kuier vanoggend by ons en nie net kuier hy nie, hy gesels oor 'n splinter nuwe album, 'n hele album en ons is so opgewonde om meer daaroor te hoor. Goeiemôre. Goeiemôre julle, goeiemôre. Dit is so lekker om jou hier te hê. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan fantasties. Dit gaan baie goed, baie dankie. Terug in Gauteng. Hoe gaan dit hier in Gauteng? Beautiful. Kyk, as ek naby die Jacarandas is ek shop. Jy jok man. Dit kan nie. Hoe kan jy van die Kaap af terugkom Pretoria toe en sê dis oulik? Want dit is Ek gaan dis die mense van Ja, Pretoria. Ek dink dis die Afrikaans. Ek dink dis die Afrikaans ding. Ek dit verseker. Ek het dit nog kyk die Kaap is Afrikaans. Ja. En dit is 'n wonderlike plek, maar daar's 'n sekere tipe Pretoria Afrikaans. Ek weet nie, jy weet, daai die mootheid. Ek like dit net te veel. Ek hou daarvan, ek smal daaroor. Hoorie, 'n splinter nuwe album, nie 'n enkel snit nie, 'n hele album. Ja. Hoekom het jy besluit om 'n hele album vry te stel? Weet jy, ek dink dit ek sukkel om 'n song te skryf en nie 'n storie saam met die song Ja. te skryf nie. Ek sukkel om iets buite konsep te doen. So Okay. ek het begin dit op te probeer ek nou ook 'n enkel snit en dan wat die nuwe tendens is, mos dat dit gaan op 'n playlist. Yes. Maar die liedjies bly net kom en die storie bly net, ek is maar 'n storyteller. So dit bly vertel en toe ek nou na my recordlabel baas Kopie toe gaan, ek sê vir hom hierso, ek wil 'n album opneem, maar ek wil verder gaan, ek wil 'n CD opneem. Ooh. Yes, en ek het. Ja. 'n CD. 'n CD. Wel nou wel. Sien, daar is nog altyd vir my 'n gap in die mark vir CD. Yes. Daar's nog mense wat dit wil hê, né? Ja, is absoluut. Dit is die wonderlike ding. En ek dink dit is daai ding van jy het alweer kontak met jou fans of Okay. met jou mense. Ja. Ja. Jy weet wanneer die tannetjie kom maar aan en sê ek wil die CD en jy daai oomblik van daai storieetjie en sy vertel vir jou, jy weet wat daai song vir haar beteken en so aan en jy teken op hom. Ek love daai deel. En ek mis dit. Hoorie, maar behalwe vir die musiek, is jy ook aan die gang met die skilder en die kuns? Hoe gaan dit daarmee? Dit gaan great en dit gaan great. Ek dink ek het nou jy weet as 'n kunstenaar probeer jy mos nou jou eie definisie van jouself en jou innerlike struggle Ja. uitsit want jy moet dit mos nou op 'n boekie sit eendag as jy nou 'n exhibition, jy weet Ja, maar dan is dit 'n exhibition- buiteland ekstra. Ja, Ja, dis jy moet nou daar sê wat is jou dieper betekenis van jou goeters. My goeters my songs kan my net so ver vat. Daar is Ja. goeters wat ek meer wil verduidelik en ek het net nie woorde nie. En ek dink visueel werk dit vir my. Jy weet om daai deel wat ek nie woorde vir het nie te kan express met pyn. Dit is presies, ekskuus, wat ek wou geweet het. Ek was nogals nuuskierig om te hoor of jou benadering vir die twee kunste half anders is. Liedjies skryf teenoor as jy nou jou skilderye maak. Kom dit van dieselfde plek, om dieselfde plek van kreatiwiteit of hoe benader jy die twee verskillende genres? Kyk, dit is twee verskillende die vorming en die environment. Jy weet wat dit is twee verskillende goeters. Ja. Want musiek gebeur in die publiek. Okay. Jy weet dis waarvoor ou dit create. Ja. So jou canvas is amper die publiek en jy gaan uit en jy's tussen mense en jy weet die kuns gaan juis oor daai kontak want musiek is tog iets wat net bestaan vir die oomblik wanneer jy dit hoor. Okay. Anders is vlietend. dit dis vlietend. Waar die kuns is nou weer waar ek in my donker kamertjie gaan met my kwassie stoksiel alleen en iets maak wat later blywend is. So dit is amper kontrasterend op 'n manier. Wow. Maar dit kom uit presies dieselfde plek uit. En- Uit en- exactly dieselfde plek. En jy het tradisioneel gefokus op portrette. Almal sien die portret en dink hulle holy moly, dit is beautiful. En soveel verskillende ek wil nie sê style nie, maar vir soveel verskillende benaderings. Dis eers die benadering dink jy, okay, maar dit moet dan daai impasto is dan sy en dan is dit weer iets anders. dan is dit iets anders. Fokus jy nog steeds op portrette? Ja, absoluut. Nee, ek is 100%. Portraiture portrette is net daar is net vir my iets om 'n mens te studie. En ek het nou vergeet wie was die kunstenaar wat gesê het, maar elke portret wat hy maak, ek dink dit was Francis Bacon, wat sê elke portret wat hy maak is eintlik 'n selfportret. Wow. Want dit is eintlik Want jy sien hierdie wat jy selfstudie, want jy wys vir die wêreld hoe sien jy iemand. Ja. En Wow. hoe ervaar jy iemand en hoe voel jy oor iemand? En van die begin af het ek sê, alright, ek wil hierdie genre van emosionele kuns die wat inbring. So ek wil regtig iets paint en iemand moet iets voel. Ja. Dit hoef nie altyd mooi te lyk nie, maar die persoon moet sê vir my sê, "Yes, weet jy, die ding laat my dit voel." Daar voel ek dit, en ja. daarop fokus ek. En met portraiture wat hulle het ook gesê as jy nou wil begin paint 'n appel man, dis nou dan Stil lewe, ja. Ja, stil lewe. Jy wil begin daar so en ek het gaan nee. Ek gaan
Begin ek met wil- fietsen. Ja, ek dis wil die- meisies pyn. Natuurlik. Dis die lekkerste onderwerp, maar dis die moeilikste Ek ding. om te skryf oor hulle. Oh. Ek paint oor hulle. Hulle was so goed vir my van my ma af. Voordat ek gebore is, dat ek net goeie vrouens in my lewe gehad. Ek het hulle in my lewe nog gehou. Dis hy. Ek Sure. moet vir die res van my lewe hulle paint en songs oor hulle skryf. Hoorie, tot daar waar die ekskuus, tot daar waar die lig is, die album. Ek wil nou juist daaroor praat. Ja. Jy sien ons. Ja, ons is op 'n goeie dieselfde vrou wat ding. my ook help in die lewe, daar's hy. Hoekom hierdie titel? Wat wil jy vertel met hierdie album? Weet jy, dit is baie maklik. Ek wil graag daai my vir die eerste keer regtig praat oor my journey. Jy weet. So. Ek weet nie of ek dalk met myself praat nie. Maar dit vir my is dit absolute reis weg van die ego af. Dis 'n reis van op hoe eerlik kan ek raak met myself, met die mense wat my nog my hele lewe ondersteun het en hoe kan ek jammer sê en regmaak vir die goeters wat ek nie weet hoe om te doen nie. En dit is waaroor die album gaan het en ek het gaan soos ouetjie jy gaan moet braaf wees vir die ou. Want eerlikheid vat dit vat bravery. Maar ek hou ook dink Winston Churchill het gesê dat you know to be brave is not to be afraid. It's to jy weet as jy bang is om in elk geval die regte ding te doen. So ek probeer dit is wat ek met die album probeer ding want ou kom nie uit donker uit nie. Ek dink 'n ou kom uit lig uit en dan word dit donker en kan 'n ou weer terugkom na die lig toe. En waar is hy? En dit is die vraag wat ek vra in hierdie album en ek vra die vraag en ek chat so dis nie hierdie sielkundige boek wat ek neersit en sê dit is die journey nie, dis vrae wat ek vra en sê wel kom ons praat hieroor en help my. Kom reis saam. Kom reis saam. Hier's wat ek is, hier is wat gebeur het. En dis amazing om my voorreg te hê om dit te kan deel met mense. En jy gaan dit mense deel by Empress Palace vanaand. Vanaand. Ja. Ja, daar's 'n show vanaand en die album word gelons daar. word gelons. En soos jy sê, jy is 'n storie mens. Daar gaan is al series, die series daar. Oh, daar CD's. Ja, jy sien. Die series is daar. Gaan jy vir jou kuns daar hou? Ek gaan definitief van my kind staan hê. Wow. Want dit vertel die storie. So ek het eintlik toe ek begin het met die ding, want ek het mos eintlik begin ook jy weet as 'n akteur. Het ek gegaan maar ek wil al hierdie goeters meng. Ja. Jy weet ek wil die storie vertel en ek wil al die forme ergens eendag op 'n stage sit. So daar's acting, daar is baie visuals. Daar's bietjie jy weet dit bestaan uit monoloë uit. En dis 'n produksie wat vorder want die initiële idee was is actually dat ek wou so graag met 'n jonger ek praat. Ja. Jy weet wat 'n jonger ek nou op stage stap Ja. en vir my begin vra. En hierdie ouetjie is nog nie famous nie. Hy wel nie, maar hy weet van niks. Hierdie is 25 jaar terug. Hy's nog 'n honger musikant. Jy weet hy sit met die struggles, maar hy weet nie wat voor hom lê nie. Wat Dis sê die jy aand van? voor die geraasmusiektoekennings. Daai aand voor dit. Hy jy weet hy bly daar aan Sunnyside. Hy weet nie wat aangaan nie. En hier ontmoet hy nou homself 25 jaar later en hy begin hom vra. Jy weet. So dit is waaroor die produksie gaan. Is hierdie ek weet nie, amper wat ek met myself praat en met die mense praat. Dis ongelooflik. Ons is so dankbaar dat jy vandag hier was om te gesels oor die dankie. album. Ons kan nie wag nie want jy gaan ook net vir ons sing. Ons sien baie daarna. Sterkte vir vanaand en dankie vir die lekker kuier. Baie dankie. Dit is Jan Blom bly net waar jy is. Jy wil nie die opvoeding mis nie.